Goeiedag, baie dankie dat jy saamluister na ons pitstop oordenking. Vandag se tema, na aanleiding van Lukas 17 vers 11 tot 19, sê wanneer God se goedheid gewoon raak. Ons sien God se gawes so gereeld, dat ons ophou om dit raak te sien. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie gedeelte. In Lukas 17 vers 11 tot 19 lees ons, op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem, deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep, Jesus, meester, ontferm U tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Nou moet jy onthou, Samaritane en Jode was vyande. En Jesus antwoord hom, is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te finde wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie, hierdie Samaritaan nie? Hy sê toe vir die man, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. En iets merkswaardig wat ons moet raak sien, is dat van 10 kom net 1 terug, om dankie te sê. En ons weet nie, wat was die ander se nasionaliteit nie, maar hierdie Samaritaan was onder die Jode gereken as die heiden, die een wat nie vir God sou kon dankie sê nie, omdat hy God nie geken het nie. Maar hy kom en hy loof en hy prys die Here vir die goedheid. En Jesus vra vir hom dan, het daar nie 10 gesond geword nie, waar is die ander 9? En dit laat 'n mens nogal wonder, hoe kon hulle vergeet om terug te kom en te kon dankie sê? Was hulle ooit dan werklik dankbaar? Tog is ons baie keer nader aan die 9, as wat ons wil erken. Tog is ons baie keer nader aan die 9, as wat ons aan die 1 is. Ons ontvang daagliks soveel goed uit God se hand, dat sy goedheid vir ons 'n gewoonte raak. Ons word wakker in 'n huis met 'n dak oor ons kop, ons het lekker warm storte en baddens, ons het kos op ons tafels, ons het families en vriende, ons het werke, ons het 'n gemeente, ons het die woord van die Here, ons het die evangelie van genade, ons het gesondheid, of ten minste meer gesondheid as baie ander mense wat deur baie moeilike krisisse gaan. Ons het al hierdie dinge wat die Here vir ons gee, en tog is dit vir ons dinge waarin ons so gewoond geraak het, dat ons hom nie meer daarvoor loof en prys nie. Maar omdat hierdie gawes elke dag daar is, hou ons op om dit raak te sien. Dis die moeilikheid, ons raak in 'n ritme van gewoond raak in God se goedheid. En dan begin ons klaars raak. Ons kla oor die werk waaroor ons eens gebid het. Ons kla oor die huis waarvoor ons eens gespaar het. Ons kla oor die kinders waarvoor ons eens gewens het. Ons kla selfs oor die vrou waarvoor ons eens gebid het. Ons kla oor die gemeente wat God gebruik om ons geestelik te versorg. Ons kla oor ander mense wat nie aan ons verwagtinge voldoen nie. Ons kla oor dit en ons kla oor dat. Maar selfondersoek en kyk of is ons nog werklik dankbaar vir al die goedheid, sien ons nog met Jesus se oë ook ander mense en ons dinge. Dit doen ons baie min van. So die gevaar is nie dat God ophou om goed te wees nie. Die gevaar is dat ons ophou om sy goedheid raak te sien. En dis waarteen die Here vandag vir ons ook wil waarsku om op te let, om mooi te kyk en te begin raak sien. Die een melaatse wat terugkeer, sien meer as net sy genesing. Hy sien die gewer agter die gawe, en daarom val hy voor Jesus se voete neer en hy dank hom. So ware dankbaarheid fokus nie net op wat ons ontvang nie, maar op wie dit gee. Om die Here raak te sien agter al die goedheid in ons lewe. Om die Here raak te sien selfs in sy werk in gebroke mense se lewens. En die mense wat ons dalk frustreer want hulle voldoen nie aan ons verwagtinge nie, of die mense wat minder doen as wat ons dink hulle moet doen. Om te sien hoe die Here wel werk en hoe die Here gee. En die Here te loof en te prys vir die voorreg daarvan om sy goedheid te mag sien. En hierdie week wil die Here ons weer leer om sy goedheid raak te sien. Nie net in die groot wonderwerke nie, maar in die gewone dinge, wat ons maklik as vanselfsprekend aanvaar. Maak jou oë oop en kyk,
sien hoe goed is die Here vir jou en vir jou deur die mense rondom jou. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat U die wêreldse skille van ons oë sal laat afval en dat ons sal kyk en sal sien hoe groot en hoe goed is U en dat ons sal reageer in lofprysing vir die eer van U heilige naam. Ons loof en ons prys U vir die voorreg om U te mag ken, vir die voorreg om U kinders te mag wees en te leef onder U versorging, vir die voorreg om deel te kan wees van 'n geloofsgemeenskap, vir die voorreg om te kan deel en kan groei uit U woord. Here, laat ons U loof en prys vir al die voorregte en dat ons meer raak sien wat U doen. Ons bid dit van U in Jesus se naam. Amen.